Groot broodbome is die boerpot vir smokkelsyndikaate. Stroopers is so vinnig besig om broodbome te steel dat 12 van ons 38 spesies in die volgende 10 jaar kan uitsterf. Maar nie as die Oos-Kaapse groenskerpioene hulle sin kry nie. Hulle wil die smokkelaars in hulle spore stop. Div de Villiers staan aan die stuur van sake. Daar's basies 'n piramide waar jy jou troepe kry wat heel onder is, die ouens wat die broodbome uithaal sê maar, en dan in die middelvlak is daar jou middleman en aan die boonste vlak is die mense wat ons eintlik wil vang. Dis die groot kop in die operasie. Die verskil tussen die bewaring van renosters en die bewaring van broodbome is dat 'n renoster bloei. Broodbome bloei nie as hulle afgekap word nie. En mense raak emosioneel daaroor. Ons verloor ons broodbome teen 'n vinniger spoed as wat ons renosters verloor. Broodbome is die aarde se oudste saadskietende plante. Hulle het 3 grootskaalse uitwissings oorleef. Die spesies is sowat 300 miljoen jaar oud en verdien beslis ons respek. Agter my is die groenskerpioene op die spoor van broodboomstropers. Hulle probeer om hierdie booswigte op heterdaad te betrap. Nou, hierdie klopjag volg na maande se spanningsvolle en versigtige geheime werk. Vermom soos klante het Div en sy span na die afgesproke plek vertrek. Ons is nou hier in Namakwa, in die voormalige Transkei, waar ons gehoor het van lede van die plaaslike bevolking wat weer broodbome verkoop. Hulle haal dit hier uit die veld uit. Dit lyk my dis die Encephalatus princeps. Hierdie mense het as beeswagters in die omgewing groot geword en toe die stroopers hulle foto's van keibroodbome wys, het hulle presies geweet waar om dit te kry. Om by die afgesproke plek uit te kom, moes die diewe die broodbome teen kraanse af, oor 'n rivier en dan teen 'n steil helling optrek na waar die groenskerpioene gewag het. En die broodbome het aanhou kom. Eers toe die leier 'n bedrag van R2000 as betaling gevra het, het die ondersoekspan hulself as polisielede geïdentifiseer en hom in hegtenis geneem. Die polisieering van broodboomstropery in ver afgeleë streke is een van die grootste uitdagings waarmee Div en sy span daagliks te doen kry. Dis die einde van 'n suksesvolle operasie, 'n suksesvolle dag hier in Namakwa. Ons het die ouens gevang wat die broodbome smokkel. Die goed was veronderstel om Gauteng toe te gaan en ons het 13 broodbome gekry. Daar is nog broodbome in die veld wat uitgehaal is. Ek het gevra dat daai teruggeplant moet word. Dit is al simmetriese blink blare wat hierdie seldsame plante so mooi maak. Hulle groei stadig, maar word baie oud en kom net in afgesonderde, geïsoleerde gebiede voor. Wat beteken daar's 'n groot kans dat hulle kan uitsterf nog voor stroopers hulle in die hande kry. Hier was eens op 'n tyd honderde broodbome in hierdie area, maar al wat oor is 1 of 2 en wel 'n oop gat soos hierdie. Dit gaan my verstand te bowe om hierdie bome so te sien lê wat net voetstoots uitgeruk is. Nog meer die feit dat ons 2,5 ure met 'n 4x4 moes ry om hier uit te kom en dan hierdie ongelooflike styl bult. Ek meen hierdie ouens moet met 'n massiewe gewig agter hulle hierdie bult uitstap. Hoe desperaat moet hierdie ouens wees? Of dalk is gierig 'n beter beskrywing. Dis die soort geld wat vir hierdie stadig groeiende plante betaal word wat in ontwerperstuine geplant word. En dis ook die aansporing vir die syndikaate waarop Div aan mekaar jag. Div, ek meen hier's absoluut verwoesting op hierdie stuk grond. Wat het hier gebeur? Hierdie berg is omtrent skoongemaak van Encephalatus longifolius, die broodboomspesies wat hier voorkom. Gelukkig het ons hierdie ouens gevang met 18 broodbome en hier is daar nog 'n paar broodbome hier wat nog oorbly. Maar as ons hulle gevang het nie, dan sal hulle definitief alles uitgehaal het. En ek praat van duisende bome. Die inhegtenisnames het daartoe gelei dat die syndikaat se middelman, Frikkie Smal, vir die tweede keer vasgetrek is. Die vorige keer toe hierdie persoon gevang is, opgetrok in hierdie area, het hy 'n groot boete gekry, 20.000 en uit die tronkstraf dieselfde tyd gehad. Maar hooplik hierdie keer gaan dit nog erger. 'n Paar van Div se spanlede was ook voorheen betrokke toe die grootste groep onwettige versamelaars ooit in hegtenis geneem is. Dit was in 1995 en die oortreders is op heterdaad betrap.
Encephalatus altersteini broodbome ter waarde van sowat R5 miljoen is teruggevind. Ongelukkig het baie van die broodbome erg seer gekry. Veral die groter bome word beseer as hierdie stroopers hulle uithaal. Hulle voel niks vir die plante nie, so hulle kap hulle sommer uit, rol hulle van berge af en so aan. En dan word hulle baie beskadig en na so 'n paar maande of selfs 'n paar jaar, dan vrek baie van jou plante in die natuur. Met net 40 plante wat nog in die natuur voorkom, is die Albany broodboom een van ons seldsaamste spesies. Na 'n bietjie oorreding het 'n baie onwillige Tommy Gleaves ingestem om my na die oorblywende Albany broodbome op sy plaas te neem. Ek moes egter beloof om die plek geheim te hou en ek moes teen 'n paar stewige hellings uitklim om by die rotsagtige plekke te kom waar hulle groei. Tommy, you grew up in this area. How does it make you feel when you see all the cycads just basically disappearing? Well, there are a lot of cycads disappeared from the area, but we've looked after them ever since we had the farm, and we've been here, 95 years. And, once they're gone, you're never going to get them back. There were two that were about 12, 14 foot up along the top of the mountain that were hanging over the krantz. Those disappeared, and a couple of others on the top have disappeared. And people come here with helicopters, and they GPS the place, and it just seems sacrilege that people take them, put them in a garden, but the area is not their home. They shouldn't be there, and I'd hate to see them go. But it's something that is inevitable. Daar is so min broodbome op Tommy se plaas oor en hulle staan so ver uit mekaar dat hulle net kan versprei deur lote of saiers te ontwikkel. Gewoonlik word die vroulike broodbome deur 'n spesifieke gasheerbesie bestuif wat stuifmeel van die manlike plante af oordra. Maar met so min Albany broodbome oor, het die besies waarskynlik uitgesterf. The key thing here is that what happens is that these cones are incredibly tight and compact. And then at the time of pollination, just these top scales here become open and flexible. And the little beetles crawl into those cracks. And the beetle crawls down and then into these spirals and goes under each of those ovules. And that's how the pollen is taken into the cone. Daar is 'n klein bietjie hoop vir hierdie kritiekbedreigde spesies en 'n versameling plante en unieke genetiese materiaal word by Kirstenbosch bewaar. Oh, this is interesting, because what we've got here is a whole, some of the pollinators feed on these old male cones, and in this particular case in the central axis. So here you've got all the larvae. Unfortunately, there are no adults in here. Soos Div en sy groen skorpioene probeer professor Donaldson ook hard om ons broodbome te red. Na 'n dekade se navorsing by die Suid-Afrikaanse Nasionale Instituut vir Biodiversiteit is daar uiteindelik 'n bestuursaksieplan beskikbaar. So the actions include things like working with the farmers to preserve the cycads in the last localities where they do exist. It includes growing cycads off-site, both for supplying the public demand and also for putting them back into the wild. It includes looking at pollination. The pollination systems are quite intricate, so it's just trying to figure out what their pollination systems are, what they require. Looking at restoration, so how do we boost these populations? How do we get them from 40, say, to 1,000? That's our kind of goal, is to have 1,000 back in the wild. En terwyl die professor probeer vasstel hoe plantgetalle kan vermeerder, het Div gehoor van nog broodbome wat uitgehaal word. 31 om presies te wees. Die ongewone blou-grys stekelrige Encephalatus horridus is een van die gewildste broodbome by onwettige versamelaars. Ek het saam met Div oor die misdaad toneel gevlieg en ons het rooi gesien. Die stroopers het van die broodbome wat hulle uitgetrek het, sommer daar laat lê, maar hulle was te veel beskadig om te red. Simon en Martin, wat langs die reservaat boer, het heel onskuldig die rif waar die plante groei vir die stroopers uitgewys. Maar hulle beweer nou dat die stroopers hulle nooit, soos beloof, die R40 per plant betaal het nie. Hoe die man sê, nee, moet nie waar. Kom ons loop soms praat oor by die berg aan die weste goed. So loop die storie. Ons as kennis wat nou gaan ken net nou dat dit even dit denk. Jy sê dit denk. Ek sou dit denk. So het julle gaan wys hoe dit lyk. Daai dit is rybos toe. Div kon bewys dat Frikkie Smal weer eens die oortreder was en hy dien tans 6 jaar tronkstraf vir die Suurberg broodboomsaak uit. Dis mense soos Frikkie en die syndikaate vir wie hy werk
wat broodbome een van die mees bedreigde organismes op aarde gemaak het en Suid-Afrika as die mekka van smokkelhandel in broodbome gevestig het. Ek is positief. Ons in die Oos-Kaap het 'n baie goeie groen skorpioen span. Die manne en die vroue wat daar werk is toegewyd. Hulle is baie keen op hulle werk. Al het ons nie al die geld wat ons nodig het nie, het ons 'n span wat goeie suksesse behaal en ons gaan aanhou met die goeie suksesse.